Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan vanmôre met jou goed. 3 Johannes 1 vanaf vers 4 sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Sjoe, dis mooi woorde. Vir die apostel Johannes was daar baie dinge wat hom kon vreugde bring. Maar niks was vir hom belangriker nie. Niks was vir hom groter vreugde as om te hoor dat die gelowiges aan wie hy die evangelie verkondig het, getrou bly en in God se waarheid leef nie. Die woord wandel beteken meer as net glo. Dit beteken om elke dag volgens God se woord te leef. Jou walk of life, daar waar jy wandel, daar waar jy loop, kon die mense sien dat hierdie disippels en hierdie mense wat die evangelie aangeneem het aan Jesus Christus behoort. En dit het Johannes opgewonde gemaak. Kom ek vat dit bietjie verder. 'n Ouer se hart word bly wanneer sy kind die regte pad kies. Wanneer dit met ons kinders goed gaan, wanneer ons sien ons kinders die regte ding doen. Net so verheug Johannes hom oor sy geestelike kinders wat die regte ding doen. Nou hoor gou mooi. Net so verheug God hom wanneer ek en jy sy kinders in gehoorsaamheid, in liefde en in waarheid lewe volgens sy woord. Christendom gaan nie net oor wat ons Sondag bely nie, maar hoe ons elke dag leef, hoe ons daar buite praat en hoe ons optree en hoe ons buitekant reageer wanneer niemand ons sien nie. Die vraag wat ek vanmôre aan jou wil stel is die Here ook oor jou bly? Die vraag wat hierdie vers aan ons stel is, wandel ek in die waarheid of ken ek net die waarheid? Dit is moontlik om die Bybel goed te ken, man, dis moontlik, maar tog nie daarvolgens te leef nie. Johannes se blydskap was vol geweest toe hy sien dat sy kinders die Here aanbid. Vandag wil ek jou vra, wandel volgens God se woord. Kan mense regtig in jou sien dat jy aan Jesus Christus behoort? Bring jou lewe vreugde aan God? Kan God waarlik sê, goed so, goeie en getroue dienaar? Net soos Johannes bly was oor sy kinders en ek en jy opgewonde raak oor ons kinders, so wil God opgewonde raak oor my en jou wat sy kinders is as ons die regte ding doen. En dis my gebed vandag dat jy op 'n plek sal kom wat jy sal begeer om meer te wees soos wat Jesus is, om te begeer om te lewe volgens dit wat vir God belangrik is, en dat jy die brief wat ander mense moet leef, so geskryf sal wees, dat jy jou lewe God sal verheerlik. Here, dankie vir die waarheid wat ek ken. Dankie vir die waarheid wat my lei. Help my om te lewe soos wat U dit van my verwag. Amen.